kan dit met die lente wees wat hier is. Ek wonder hoe voel dit daar buite bo aan die grond in die sonlig. Seker anders as hierso onder die grond. Ag nee, toggie. Wat nog? Daar moet meer aan die lewe wees as net dit. Net 'n ou mol wat woon in 'n gat. Ek sou nie soveel omgegee het of gekla het as dit nie so vervelig was nie. Dis die woord, vervelig. Dit is so ontsettend vervelig om 'n mol te wees. Vervelig. Elke mol behoort daarom een keer in sy lewe met die wyde wêreld daar buite kennis te maak. Ek gaan vorentoe en boontoe. Ach, kyk net. Kan nie genoeg kyk nie. Ag, kyk net. Dis tog dan pragtig en te heerlik. Dis nog lekkerder as soetpatat. Baie beter as mure afwet. Wat het ek nie alles gemis nie? Wat het ek tog nie alles gemis nie? Hallo daar, ou vriend. 'n Mannie Mol is dit nie? Ja, Manimol. Gaaf om jou te ontmoet. Ek is Rian Rot. Wil jy kom kuier? Ja, ek sou graag wou, maar Onnozel van my. Ek's nou terug. Heerlike dag hiervoor. waarvoor? Ek sê dis 'n heerlike dag om 'n bietjie rond te speel in 'n boot. En nou te spring in Mannie toe, en is jy? Maar ek was nog nooit in my lewe in 'n boot nie. Wat? Nog nooit tevore in 'n boot gewees nie. Goeie hemel, waar was jy al die tyd? Om die waarheid te sê, ek was nog nooit ergens gewees nie. Oes, nog nergens nie. Wel, dan sal ons baie gou iets moet doen om die saak reg te stel. Nou goed, en is jy? Rian, dis nou regtig aangenaam. Ja, ek sê mos, daar is net een ding om te doen op sulke lekker dae, dis om rond te speel in bote. Ja, net so. Rond te speel in bote. Dit lyk na 'n lekker plek vir middagete. Nou ja, ek skat jy dink ook die wêreld hier buite is 'n lekker plek, hè, Mannie? Geef my 'n stukkie ham aan. Seker. O ja, Rian. Dit was die lekkerste dag in my lewe gewees en dis alles hoofsaaklik te danke aan jou. Luister, ek het 'n goeie idee. Namiddagete gaan ek jou wys hoe lyk Paddakasteel. Dan ontmoet jy my vriend Pieter. Ag, gee my die kaviaar aan asseblief. Pieter, padda sê jy. Op 'n wakker kerel, die Pieter baie jolig. Wel, ek moet erken hy kan soms 'n bietjie oorboord gaan as jy hom vrye teels gee, maar hy het 'n baie goeie hart regtig. O, dit klink na groot pret, Rian. Kan ons met die rivier langs soontoe gaan? In die boot. Natuurlik kan ons al maniere om daar uit te kom. Ag ja, die rivier. Ja, wonderlik. Die rivier. Wonderlik, Rian. By die rivier, op die rivier, in die rivier. Met die rivier langs. Ha! Kyk daar, Mannie. Daar die das. Hey, Donnie, dis Adrian. Ai, tog, twee is 'n paar lees om. Dis nou vir jou te sê, wat dink jy is fout met hom? Ja, ou Dan is maar net asosiaal, dis al. Hy kan nie 'n gedrang verdra nie, hy meng glad nie. Hy gaan ook nooit na partytjies toe nie. Hy woon stoksiel alleen in die ou bos. Het jy gesê die ou bos, Rian? Ja, dis daar aan die ander kant. Kyk. Ek gaan dit net een keer vir jou sê, Mannie. Moet nooit ooit soontoe gaan nie.
Dis eenvoudig te gevaarlik. Dis al wat ek vir jou kan sê. Dis 'n baie aardige plek. Ah, hier is ons. Sien jy? Dis mooi, hè? O, dis pragtig. Ja, dis die heel mooiste plek langs die rivier. Laat my plek regtig skoon na 'n pondok lyk, hè, Mani? Ja, myne na niks meer as net 'n gat in die grond, net. Nou ja, goeie ou Pieter. Doen alles voluit. Hy kan nogal fanaties raak. 'n Paar jaar terug was dit seiljagvaart, toe was dit roeibote. En toe weer kanoevaart. Hy gaan nie eenvoudig oorboord met alles. Dan's daar niks anders as dit nie. Ag, nee. Ria, my dierbare vriend, hoe uitmuntend om jou weer te sien. Hoe uiters toevallig, wat 'n geluk. Wel, dis nou nie eintlik toevallig nie. Ek het besluit om toe kom kuier en vriend Mani saam te bring sodat julle ook kan ontmoet. Mani, né? Nee, ek ken nie Molle nie. Gaaf om jou te ontmoet, Mani. Dis vir my net so aangenaam. Ek het al so baie van jou gehoor. Is dit so? Nee, ek kan nie sê ek is verbaas nie. Dit is 'n lieflike huis, meneer Parra. Lieflik? Is dit al? My liewe mens, dis die mooiste, die beste, die deftigste, die Kom aan, grootste. Pieter, dis nou genoeg. Sê eerder vir ons, wat op aarde is dit? Ha! Dit! Bedoel jy dit, Rian? Dit is die nuutste manier van lewe. Julle kan vergeet van julle bote en seiljagte en goed uit die oude doos. Dis die ding. Dit is 'n karavaankoets. Julle sien voor julle 'n heer van die hoofweg staan. Kom aan, staan nader, vriende. Weg is ons. Weg? Weg? Ja, weg. Uit op die hoofpad, die stamperige, die stowwerige hoofwee, die heuvels, die vlaktes, die golvende dale. Ons deurkruis die hele wye wêreld in 'n karavaankoets. Dis die lewe, kerels, dis die lewe. En jy wil hê ons twee moet saamry? Ek was juis op pad om jou te gaan haal, my liewe Rian. O, Rian, dit klink so uiters opwindend. My arme vriend, wat jy nou beskryf as opwindend, mag jy later ervaar as eenvoudige waansin, totale kranksinnigheid. Kom aan, Rian, hou op om so bemoeisiek te wees. Ek wil nie die reis aanpak sonder julle nie. Buitendien, jy wil tog seker nie vir Mani die geleentheid ontneem om die lewe in al sy volheid te geniet nie. Dis alles reg, Rian. Ek saam met jou. Wat jy ook al besluit is in die hak. Goeiste tog, julle. Nee, buite die kwessie, ek gaan nie. Hoe kan jy nogal nie wil gaan nie? Goeie hemel, Rian, ek wil die wêreld aan jou bekendstel. Ek wil 'n goeie ongedierte van jou maak. Dis nou genoeg. Ek het gesê ons gaan nie saam nie en dis al wat ek daaroor te sê het. Kom aan, gaan! Toen nou jou welkom. En sê jou, Rian, het ek jou vertel van die slag toe ek in Afrika was. Nee, Pieter. Maar vertel my maar daarvan. Nou ja, my reis het uit die aard van die saak in Kaïro begin. En daarvandaan het ek geleidelik inbeweeg in Midde-Afrika. En daar was ek toe heeltemal omsingel deur wilde diere, kannibale en leeu's en goed. Rian, wat het ek toe gedoen, kan jy dalk raai? Ja. Toet, toet, toet. Waar is die tog? Hier naartoe. Toe nou. Hy's gelukkig nou weg.
Pieter, voel jy goed? Jy lyk snaaks. Toet, 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 toet. Ek vrees ek is nou regtig baie in slegte geselskap. Ek's nou so ontsettend moeg, Amani. Ek kan dit nie help nie. Dis as gevolg van die tyd van die jaar. Dis heeltemal in die hak. Dis maar net die natuur, so Lucy, ek verstaan dit absoluut. Ek kan maar net sê ek is heeltemal uitgeput. Uitgeput. Dit laat my dink aan Pieter. Toet, toet. Kan jy dink dat hy toe vraggies vir hom 'n kar gaan koop het en dit direk na daardie ongeluk? Regtig ongelooflik. 'n Kar. Arme ou Pieter. Hy gaan homself verongeluk. Ag ja, wag net tot daardie das daarvan hoor. Ai tog. Dani is die enigste ou na wie Pieter nog luister. Maak of hy doof is as ek iets sê. Rian, ek sal graag eendag vir meneer Dasville ontmoet. Dink jy dis dalk? Is op die oomblik heeltemal buite die kwessie, my liewe Mani. Daar kon ons in die lente weer daaroor praat. Ag, foei tog, arme Rian. Ek sal dit haat om 'n hibernerende dier te wees. En dit nou. Oh, foei, stikkie tog. O gooiste, Rian. Rian. Ai tog. Rian is reg. Pieter gaan homself verongeluk. Iemand sal gou iets moet doen. Ai gooiste, wat kan ek tog doen? Nou weet ek, Danitas. Moet nooit ooit na die ou bos toe gaan nie. Dis eenvoudig te gevaarlik. Te gevaarlik. O toggie, die ou bos. O gooistetjie. Nou goed, of die ou bos gevaarlik is of nie, ek moet net vir meneer Das in die hande kry. Ek moet net. Ek moet net kalm bly, Mani. Bly net kalm. Hoor. Help. Ek moet aanhou en uithou. Ek moet net vir meer Das kry. Jepat. Waar is meneer Das tog? Meneer Das. Rian, help my Rian. Nou voel ek al 'n stukkie beter. Waarheen het hy verdwyn? Goeie aarde. Ek het besluit om na die ou bos toe te gaan om vir meneer Dani te gaan vra om vir Pieter te keer. Groete van jou goeie vriend, Mani. Hoe kon jy, Mani? Ek het jou dan gewaarsku. Mani! Ek sê Mani! Mani. Ja, muishonde. Mani! Mani! Help. Help. Daar's jy, Mani. Gooiste, Rian. Ek dink regtig ek sien jou nooit weer nie. Stil nou, spaar jou asem. Ons het 'n lang pad terug huis toe.
ek seer. Alweer mol se geluk, Rian. Ekskuus tog. Mol se geluk. Natuurlik, jy kan tog grawe. Ek dink ons is gereed, ou vriend. Eureka, Mario het dit gedoen. Kyk, Maggies, dis meneer Dani Dassai. Jy's wonderlik, Rian. Regtig intelligent. wat 'n geluk dis nou te sê. Kom aan, Mani. Klop. Klop nou so hard as wat jy kan. Hy's heel waarskynlik aan die slaap in die weer. Hæ? Is Rian. Mani Mol. Goeie, genigtig, waar het jy tog jou been so seer gemaak? Toe kom binne, julle twee. Ek moet sê, dit was 'n gevaarlike ding om te doen, Mani, om so alleen in die ou bos in te kom, en dit nogal in die winter. Nou ja, wel, ek het hom natuurlik gewaarsku oor al die gevare daar nie, maar hy sou dit nie werklik gedoen het as dit nie was vir Pieter se manewales nie. Pieter? Wat het Pieter nou eintlik met die saak te doen? Ek vrees dis nie baie goeie nuus nie, Dani. Die ding is, Pieter het die keer al sy varkies verloor. Is dit nie so nie, Mani? Veel, dit klink tog al 'n bietjie ontstellend. Ontstellend? Pieter is heeltemal van loetjie getuk. Hy het die klits kwyt geraak en dit oor motorkarre. Motorkarre? O, goeie, genigtig tog. Ja, en ek vrees dis die waarheid. En die eintlike ding is, Pieter is 'n baie swak bestuurder. Hy ry alles om wat voorkom. Die eerste een was 'n rooi gevaarte. Hier gaan ons! Dwars deur die voorste muur, die roekelose dier. Goeie, genigtig. Wag, dis nog niks nie. Die tweede een was 'n blou kar. Ek vrees hy sal nog sy arme pa in sy graf laat omdraai. Ek dink hy aard na sy ma se familie. Sy was 'n plat aan 'n wiele. O, ek is tog so bly my ma was 'n mol. Was sy? Ek sien. Nou, in verband met Pieter. Dit is werklik baie ontstellend wat julle oor Pieter gesê het. Hoeveel karre het hy so vernietig? 6. Wel 7 as jy die swarte bytel wat ek veronderstel nog in een stuk is. Ja. Nee. 7. Sê my weer. Het hy ooit beserings opgedoen met al die gedoentes? Die ergste is hy was al in die hof daaroor. Pieter Padda van Paddekasteel. Ek vind jou skuldig van roekelose bestuur aan jaarry en beskadiging van eiendom en aan totale onverantwoordelikheid. Ek beboet jou 30 pond, 2 shillings en 10 pennies, plus kostes. Volgende saak. Ons sal iets daaraan moet doen, Dani. Hy vernietig ons diere se goeie reputasie. Dis waarom ons na jou toe gekom het, oom Dani. Hy sal nie na enige iemand anders luister nie. O, Aartjie tog. Jy bedoel seker nie dat ons nou onmiddellik iets aan die saak moet doen nie. Dit is heeltemal onmoontlik. Jy weet mos hoe gaan dit met ons wat 'n winterslaap deurgaan, Rian. Ja, ek weet maar al te goed. Ongelukkig. O, Wag tot dit weer lente is. Dan kan ons praat, dan sal ons ernstig aandag gee aan die kwessie. Ons sal nog 'n verantwoordelikheid hiervan maak. Hoor jy, Rian? Ja. Ja, ek weet hoe jy voel. Ai, Pieter Padda, wat 'n gedoente. Wat 'n groot jammerte. Ek moet sê, Dani, dis 'n heerlike ontbyt. Spek en eiers. jy's werklik so gasvry, oom Dani. Baie dankie. Dis die minste wat ek kan doen onder die omstandighede. En dit? Wie kan dit wees? Jammer om jou te pla, Dani. Ek soek na Rian Rot. O, daar is jy, Rian. Almal is dood van bekommernis onder by die rivier. Jy het nie huis toe gekom laasnag nie. Kom toch in, Ollie. Er moenie daar buite in die koue rond staan nie.
Ek het toe niks oorgekom nie, soos jy kan sien. Ek en Mani sou na ontbyt teruggegaan het. Mani, dis Ollie Otter. Aangename kennis. Ek sal julle twee deur die ou bos begelei. Julle sal niks oorkom saam met my nie. O, baie dankie, Ollie. Goed, laat ons nie verder tyd mors nie. Kom aan, Mani, terug rivier toe. Sien jou weer in die lente, Dani. En dankie. Ja, baie dankie vir alles, oom Dani. Tot in die lente. Tot ziens, ou vriend. Kom eet 'n slag by my in die lente. Toe weg is julle. Ek hartige groetery. Jy voel altyd sleg agter my. Nou goed, julle twee. Ons is veilig hier. Ek moet nou gaan. Ek het werk om te doen. Kom kuier gerus weer vir my by die rivier. Alle sukses. Genigtig is veel erger as wat ek gedink het. Nou goed. Oeps. Rian was heeltemal reg gewees oor jou. Vat hom binne toe. Ek sal nie. Ek sal nie. Trek die mannetjie se jas uit julle twee. En dit in my eie huis. Bring hom na die studeerkamer toe. Hey, ek het nog nooit iets so snaaks beleef in my hele lewe nie. Oeh, dit is omtrent snaaks. Wat 'n grap. Uit. Luister nou mooi, jy behoort nie te skaam, Pieter. As ek jy was, het ek my kop. Ag, Rian, dink jy nie ons het 'n bietjie te ver gegaan nie? Wel, iets moes gedoen word. Om jou pa se geld so te mors, om te bots met die gereg, om aanhoudende totale gek van jouself te maak en van ons. Jou optrede gee slegte naam aan al die diere van die distrik. Jy's 'n skandvlek op jou pa se naam en op ander van jou soort. Ek wonder of jy dit nog onthou. O nee, oom Dani. Tog nie die padda rotang nie. Die einste ja. En ek het jou pa se toestemming gekry om dit te gebruik. O nee, o nee. Dit moes gedoen word, Mol. Dit moes gedoen word. Ag, nee. Luister julle, ons vriend Pieter het iets om vir julle te sê. Toe nou. Sê hulle, jy weet nou wat so gek jy was en dat jy jammer is daaroor en dat jy nooit ooit weer 'n motorkar sal bestuur nie. Nee, ek sal nie. Ek is nie jammer nie. Dit was nie verkeerd nie. Dit was die mees fantastiese, wonderlikste ding wat ek nooit gedoen het. Jou onmoontlike agterbakse dier, jou woorde aan my nou net daar binne. O ja, daar binne. Ek het sommer enige ou ding daar binnekant gesê, maar die waarheid is, ek is glad nie jammer nie. En ek gaan onder geen omstandighede sê dat ek is nie. Wat? Ek gaan nie, en dis finaal. En die volgende motorkar wat ek onder oë kry, gaan ek aanskaf en weggesek. Ek het so iets verwag, Mani. O, goeiste. Ja. As dit jou houding is, vat hom dadelik bo na sy kamer toe en maak seker jy sluit die deur. Vriende, is dit hoe vriende te werk gaan? 1, 2, 3. Jy's siek, Pieter. Jy weet dit net nie. Dis die moeilikheid. Siek nogal? Ek siek? Poep, poep. Kom julle agter dat daar enige verbetering is al 'n week as ek reg onthou. Nee, hy het agteruit gegaan, dink ek. Brom, brom, Onthou, wees nou versigtig, Rian. Hy's 'n sluwe dier. Wees op julle hoede vir sy streke en moet niks glo wat hy sê nie. Ek en Mani gaan nou af rivier toe om te gaan visvang.
Oh, moet nie bekommerd wees nie. Hy's aan my nie aan die boslyn nie. Rian! Rian! Ag, Rian! Het jy geroep, Pieter? Ja, Riantjie. Ek is baie siek. So siek. Ek sal dringend 'n dokter moet kry. En 'n prokureur. Hoe nou 'n prokureur? Ek vrees so ja. My lyding kan nie meer te lank voortduur nie. Die dinge moet 'n testament opstel. Goeie hartjie. 'n Testament. Dis nou 'n ding. Hy moet regtig siek wees. Ek sou snif in die neus gekry het as hy net gevra het om 'n dokter te sien, maar 'n prokureur? Nee, dit moet ernstig wees. Hey Rian, my dierbare vriend. Dit is so maklik om jou te flous. Sê. Vry! Ek is vry! Pieter het weer 'n keer gewen. Vry! Verstand teen brute krag. Pieter het soos altyd mooi gekom. Wel, ek glo nie dit sal iemand seer maak as ek net kyk nie op wat praat ek alles. Ek wonder of die soort motor maklik aangeskakel kan word. Maar dat kasteel toe met jou. Maar dat kasteel toe. Kom Goeiedag, konstabel. En wat doen jy vir 'n lewe, hè? Ekskuus, ek wil geen simpraatjies van jou hoor nie. Op jou voete, meneer Parra, jy's onder arrest. Die enigste probleem wat ek het met die saak is hoe om te sorg dat jy swaar genoeg gestraf word. Nou goed, skuldig aan die diefstal van 'n waardevolle motorvoertuig, skuldig aan die beskadiging van eiendom, skuldig aan uitermate roekelose bestuur van 'n motorvoertuig en skuldig aan onbeskofte gedrag teenoor die polisie. Meneer, as die klerk van die hof, sê asseblief vir ons wat die swaarste straf is wat ons aan hierdie onbeskofte en gevaarlike misdadiger kan oplê. 4 jaar vir en 6 vir en 8 vir en dan is dit 1 vir my voorstel is 19 jaar u edele. Nee, 20. Net om absoluut seker te maak. 20? Is dit al? Huh. Nou toe, prisonier, staan regop en luister na jou vonnis. 20 jaar tronkstraf en as jy ooit weer voor hierdie hof verskyn, sal ons baie ernstig met jou moet afreken, dis verseker. Gaan sluit hom op. Ag, jy hier sit te vergaan, jou uitvasel. Totdat jou beste vriende vergeet het dat jy ooit bestaan het. En totdat jy selfs vergeet het wat jou naam is, nommer 246. Rian, manie, Dani, ook het julle so ontsettend nodig. Is net eienaardig dat hy van die gesig van die aarde af verdwyn. Ja, is vreeslik jammer dat die ding so ver moes gegaan het. Julle dink nie hy's dalk of Ek sal nie kan sê nie, man nie, maar as hy is, het ons natuurlik self baie skuld aan. Ek dink ons het moontlik te ver gegaan. hy. Ek is Irma, die tropbewaarder se dogter. Ek het vir jou iets gebring om te eet. Neem dit weg. Waarvoor moet ek eet? Ag nee, kom aan. Toe, almal probeer in die begin om hulle self uit te honger omdat hulle nie hier wil wees nie.
Wat is jou naam? Nommer 246. Toe nou, dis baie lekker oorskiet predie. Wel, dalk net 'n lepeltjie vol, dalk 2. Nou goed, Rian, sodra jy iets hoor van Pieter, laat weet my onmiddellik. Ek gaan terug huis toe. Jy gaan seker terug rivier toe, maar nee, jy gaan ook seker terug na jou gat toe. Is al die deure gesluit? Nou ja, dan groet ek maar Rian, Mani. Jou naam is meneer Pieter Padda. Dit weet ek want ek het my pa se verslag geloer. O, en ek kan sommer sien jy's 'n ware heer. Maar wat ek glad nie kan verstaan nie, is hoe jy hier beland het. As ek eerlik wil wees, is dit as gevolg van die feit dat ek 'n verwaande, opgeblaasde dier is wat geen advies van sy goeie vriende wou aanvaar nie. Ek was so selfsugtig en genotsugtig dat ek dit nou self skaars kan glo. Ek was so ongelooflik onnoosel. Ai, ek is so jammer. Ek wonder, het jy dalk 'n huis om na toe terug te gaan? Huis? Ja, maar natuurlik. Padda Kasteel. Padda Kasteel? Ja, pragtige woonplek waar die deftigste heer sal tuis voel. Uniek. Gerieflik. Ja. Dis 'n baie aangename huis, dis al. Ek wonder of dit ooit nog daar is. Luister mooi na my, meneer Padda. Ek dink ek sal jou dalk kan help. Dis so. Ek ken 'n tannie. Ons is 'n baie arm ou wasvrou wat graag 'n bietjie ekstra geld sou wou verdien. En boonop sy te figuur wat my baie aan joune herinner, meneer Padda. Ekskuus, luister 'n bietjie hier. Ek het 'n baie elegante figuur, as jy alles wat ek is in ag neem. Ek kan dieselfde van haar sê, vir dit wat sy is. Jy sien, meneer Padda, ek het aan die moontlikheid gedink dat jy dalk kan ontsnap terwyl jy haar klere aan het. Wat? Wil jy hê ek, Pieter Padda, moet buitekant rondloop aangetrek soos 'n ou wasvrou? Ek, Pieter Padda van die groot Padda Kasteel. Rian, ek het die gevoel ons sal Pieter nooit weer sien nie. Ja, ai, wat 'n nare gedoente, skokkend. Ons bly nou hier. Mani, draai stadig om en stap weg. Dis nou te sê as ons met ons lewens daarvan wil afkom. Onnozelike God. Idiotiese rot. Padda Kasteel is nou ons eiendom. Goeienaand, mevrou. Sien jou môre. Lekker slaap, my skat. Wat nou? Wat? O, goeiste, die gevangene het ontsnap. Nou, moedertjie, wat is fout? Ag, meneer, ek het al my geld verloor. Daarom kan ek nie 'n kaartjie bekostig nie. Ek het 15 hongerkinders by die huis en my arme man is oorlede. Ag, toe maar wat. Spring gerus hierin. Jy kan sommer saam met my ry. Ag, dankie tog. Ja.
Jy's net 'n ou wasvrou. Goeie. Ek het 'n padda op die trein. Hey, ek is nie sommer so 'n padda nie. Ek is Pieter Padda van Paddakasteel. Vry! Pieter ben alweer. Ek is vry! Dag, ek is nog so bly. Ek is so slim. En behalwe slim is ek nog dapper ook. As ek nie so dapper en intelligent was nie, het ek nog steeds in daai donker hoel van 'n tronk gesit. Luister, tel haar op. Ons sal haar in die dorp gaan aflaai. Daar sal seker iemand wees wat haar ken. Tog die arme ou ding. Wat 'n groot geluk en toeval dat ons jou raak gesien en opgelaai het. Voel jy dan nou maar 'n bietjie beter? O ja, wat 'n wonderlike geluk. Baie dankie. Wat 'n pragtige ou klein karretjie. Is dit moeilik om te bestuur? Ek het nog nooit 'n motor bestuur nie. Oeh, goeie stuk. Die kar sal nooit weer dieselfde wees nie. Stadig nou, stadig. Dis die ander wonderlike ding daarvan om 'n padda te wees, om goed te kan swem. Oh ja, swem. Hoe kom 'n padda te wees? Rian? Goeie aarde. Pieter? Het was 'n marteling, Rian. 'n Absolute en totale marteling geweest. Dit was 'n ongelooflike ontsnapping. Absoluut briljant. Pieter, ek wil jou nie seermaak nie. Jy het baie gelei, maar ek hoop jy kan nou insien dat jy 'n totale gek vir jouself gemaak het oor die motorkarre. En in hemelsnaam, Pieter, dit was tog nie nodig om die goed te steel nie. Hier is ons. Uiteters. Thuis, sê jy? Dit is toch nie Paddakasteel die nie? Pieter, ek vrees ek moet vir jou baie slegte nuus gee. Dani en Mani het intussen 'n oogie gehou oor die plek en dis heel waarskynlik hulle. Pieter, o liewe Pieter, jy's veilig. Dis wonderlik. O, liewe Pieter, welkom terug. Ek sou bly om jou weer te sien. Dis 'n blye en wonderlike dag. Nou goed, Paddakasteel. Almal van ons weet ons kan dit nie terugkry volgens konvensionele aanvalsmetodes nie, reg so? Maar om julle gerus te stel, ek het 'n plan. Nogal onkonvensioneel, al moet ek dit self sê, maar eers, Mani, ek het vir jou 'n werk wat vir al jou talente nodig het.
Moenie my kom staan en wegjaag nie. Dis julle wat voet in die wind gaan slaan en sommer gou ook. Ek weet vir 'n feit dat 100 bloeddorstige dasse, gewapen met pistole en swaarde, 6 bootvragte rotte tot die tande toe gewapen, 5 dosyn reuse moorddadige paddas en daarbey 'n klomp molle en otters, almal swaar gewapen, paddakasteel nog vanaand gaan aanval. Wat sê jy nou? Wat 'n klomp twak. Maar wat ek natuurlik nie kan verstaan nie, net soos wat Pieter ook gesê het, hoekom moet ons die spul uitvaagsels Jy waarsku? het mos gehoor wat ek gesê het van die gewone manier van aanval, Rian. Ek beplan 'n ongewone aanval op die spulskurke. Ons gaan die aanval uitvoer van onder die grond uit. En ons gaan dit nog vanaand doen. Hoe gouer, hoe beter. Nou toe, Ollie, vertel vir ons wat jy alles uitgevind het. Wel, al die wagte sal buitekant opgestel wees, dit mag ons nie uit die oog uit verloor nie. Maar my spioen het aan my vertel dat die leier van die muishonde besluit het om sy verjaardagpartytjie vanaand in die hoofeetsaal te hou. En hulle gaan nog steeds daarmee voort. Dis Wonderlik. Uitstekend. Goed, om nou jou vraag te beantwoord, Rian. Ek gaan nou vir julle 'n geheim vertel wat ek gehoor het sedert Pieter se pa oorlede is. Daar is 'n ondergrondse tonnel wat na die kasteel toe lei. Haai. Vertel my maar daarvan. Vertel? Dit loop al die pad van die rivierwal af tot reg in die middel van die kasteel. Jou pa het my gevra om dit geheim te hou en nie eers vir jou daarvan te vertel nie, behalwe as daar 'n noodsituasie is en ek beskou die gebeure wel as 'n noodtoestand. Is julle gereed? Mani, jy volg my. Want dit is baie in my skik met jou. Rian, Ollie en dan jy, Pieter. Wat? Ek heel laaste. Nou hoekom ek heel laaste nogal? Om te keer dat jy loop en klets. Nou goed, kerels. Oor tot aksie. Kom nou, Pieter. Jy staan ver agter. Aha, luister. En dit in my huis. Hoe duf wil dit doen? Nou op om so te kere te gaan, Pieter. Ons wil nie nou ons planne in die wiele ry nie. Nou, omtrent nog so 10 tree en dan is ons direk onder die spes. Of hoe, Pieter, is dit reg? Naasten by hier, as ek reg onthou. Daar, die deur lei na die eetsaal. Uitvaagsels! Kyk hoe lyk dit al! Julle het gedink julle gaan vir ewig hier plak, né? Maar julle sal nie daarmee wegkom nie! Pieter! En vrienden, wen alweer! Pieter is weer terug waar hy hoort, in Paddakasteel. Die groot Pieter het weer sy vyande in die stof laat byt. Ons het gewen. Ons het gewen. Hoe lyk dit, Dani? Wat van 'n verfrissende koppie tee? Lus daarvoor, hè? En daar was jy, Mani, so dapper soos 10. Daardie muishonde het nie mooi geweet wat hulle getref het nie. En jy, Rian, soos jy te kere gegaan het met daai swaard van jou. Ja, en jy, Ollie. Jy het met 3 klaar gespeel gelyktydig, ek het dit gesien.
En nou kom Dani. O, Vir so lank as wat ek leef, sal ek nooit die uitdrukking op daai muishonde se gesigte vergeet toe jy deur die spesdeur op hulle afgestorm het nie. Dit was onvergetenswaardig. Op julle, liewe vriende. Op julle. Pieter, onthou, Ja, Dani. onthou die uitdrukking is onvergeetlik, nie onvergetenswaardig nie. Ek wat ook al. Maar Pieter het hom ook baie goed van sy taak gekwyt, hè, Dani? Ja, maar natuurlik het hy, Rian. Jy was sommer baie dapper geweest, Pieter. Pieter! Ja. O ja, vriende, ek dink daar is nog iets wat julle baie graag sal wil hoor. My kop is nou weer reg aangeskroef. Ek het tot besinning gekom. Ek is glad nie meer geïnteresseerd in motorkarre nie. Pieter! Ons is ons glas vir Pieter. En daar genoemd. Wat is dit? O, dis een van daardie nuwe vliegende gevaartes. Ek dink hulle noem dit vliegtuie, as ek reg onthou. Vliegtuig sê jy, Rian. Dis nou te sê. O, ongelooflik opwindend.